Ek wil vanaand met julle deel oor iets wat die Here op my hart gelê het, iets baie spesiaal. Ek wil met julle praat oor toewyding. Toewyding. Toewyding met die tema toewyding meer as net woorde. Ou kan so maklik toegewyd wees en loyaal wees met die mond. Maar daar is 'n spreekwoord wat sê, if you want to talk the talk, you need to walk the walk. En dis hoekom ek vanaand bietjie met julle so vinnig wil deel oor hierdie gedeelte. Ek wil ook vir almal wat live kyk, share 'n bietjie dat hierdie boodskap hardloop as mense wat dalk moet hoor. En ek wil graag vanaand hierdie boodskap vir julle gee, soos wat die Here dit vir my gegee het en oopgemaak het. Die woord van die Here begin deur Deuteronomium 6 vers 5, is my sleutelvers waarby ek wegspring. Hy sê, julle moet die Here, julle God lief hê met julle hele hart, en met julle hele siel, en met julle hele krag. Dit beteken in kort, met alles moet julle die Here lief hê. Amen? Met alles in my wil ek die Here lief hê. Wil jy nie vanaand daar waar jy sit net vir 'n oomblik bely en sê, Here, ek het U so lief met alles in my. Met alles in my. Christ is my everything, He is my all. Vanaand met alles in my, Here, wil ek U lief hê. Met alles in my wil ek U dien. Vanaand gaan hierdie gedagte en hierdie boodskap oor toewyding. Toewyding teenoor God wat ons het, omdat ons hom met alles in ons liefhet. Ek wil hê jy moet vanaand weet dat toewyding gaan nie vanaand net oor wat jy doen nie. Dit is wie jy is wanneer niemand kyk nie. Terwyl ons vanaand hier aanbid en ons sing hierdie lied, You're awesome in this place. Toe besef ek en ek het dit al gesê, maar ek wil vanaand dit weer vir julle sê, dat aanbidding wat ons gee aan God, is nie iets wat hier begin nie, dis nie iets wat vanaand hier by die mond uitkom as die musiek dit begelei nie. Aanbidding teenoor God begin hier in die binnekant, en dit manifesteer uit op die einde hier buite, maar dit het lankal reeds begin hier binne. Dis 'n vuur hier binne my wat brand, en dan aanbid ek God vir wie hy is, halleluja, en dan manifesteer dit uit, amen. So dit is wat my opgewonde maak, en dit wil ek vanaand vir u sê, dat ek kan nie hier voor almal kom perform, as ek nie in die geheim eers 'n ontmoeting met God gehad het nie. As ek nie eers in die geheim met God in kontak was nie, hoe gaan ek voor almal nou probeer een of ander konsert opsit? Ek het nodig om, jy kan mense flous vir 'n rukkie, maar jy gaan nie vir mense op langtermyn flous nie. Hulle sê mos die kindertjies van Jesus is die poppos nie. Hulle dink baie keer ons is poppos. Hulle dink baie keer ek's 'n aap, en sê ek ja, ek is. Ek's 'n ou aap, my chain is lank en ek ken baie triks. OK. Baie mense gaan kerk toe. Baie mense bid wanneer dit moeilik gaan. Baie mense praat mooi oor God. Maar ware toewyding vra, is jou hart in God? Is baie maklik om dadelik die Here te vra, Here, waar is U wanneer dit swaar gaan? Wanneer dinge bietjie moeilik gaan, dan wil ons bid. Ek het al menige ouens in my lewe gesien, die dag as dit bietjie moeilik gaan in sy huwelik of sy finansies of gesondheid, dan lyk daai man regtig of hy voltyds in die bediening wil staan binne 'n week. Daai man is hier op die vloer en hy kruip en hy bid en hy huil. Ek sien hier kom die volgende Elia op. Na so 'n week as die dinge verander, dan sê hy ook nou weg. Dan weet jy ook nie weer van hom nie. God word nie beweeg deur emosie nie. God word beweeg deur geloof. God ken jou hart, hy ken jou motief. En dit kom vanaand by my terug, by die toewyding wat ek teenoor God het. Jesaja waarsku ons, hy sê Jesaja 29 vers 13, hy sê, hierdie volk nader my met hulle mond, maar hulle harte is ver van my af. En mense wil dit nie hoor nie, maar ek sê vanaand vir jou, die Here kan nie geflous word nie.
Jy kan nie die Here flous deur te dink met hogere woorde, gaan jy goed sê nie. Dis hoekom hy gepraat het teen die fariseërs en die skrifgeleerdes. Hy het gesê met julle monde wil julle te kere gaan en mooi gebare voor mense maak met lang klere en julle lyk wonderlik op die straathoeke, maar julle is binne, is julle leeg soos grafte. Daar is niks lewendigs binne nie. Ek wil vanaand vir jou sê, u en ek moet daai herlewing hier binne beleef, die toewyding teenoor God, die verhouding met God. Halleluja. Then it will be a joy unspeakable and full of glory. Dan gaan dit word 'n fontein van lewende water wat sal uitborrel. Amen. Ja, amen. Openbaring sê God soek nie net jou lippe nie. Hy sê God soek jou hart. Ek wil vanaand vir julle sê, dis vir my beter 'n ou wat nie praat nie en doen, as 'n ou wat baie praat en nie doen nie. Dink bietjie in die lewe daaraan. Daar's niks so afsitlik soos 'n ou wat baie praat. Wat sê hulle? Groot bek en geen binnegoed nie. Gee my eerder daai stil ou. Kyk, as hierdie ou wat praat hoe fris en sterk hy is. Hy's die eerste ou wat op sy rug lê en skreeu, waar's my ma? Is daai stil ou waarvoor jy moet versigtig wees. Wat weet wat hy weet. Hy het nie nodig om dit verander te sê om homself te glo nie. Hy weet wat hy weet. Weet u vanaand wat hy weet? Weet u vanaand wat hy weet? Is baie maklik om toegewyd te lyk voor mense. Toewyding word getoets in die geheim. Voor mense kan ons almal goed lyk. Soos hulle sê, 'n nuwe besem vee skoon. In die begin kan ons almal goed lyk. Maar kom ons hou jou dop oor tyd. Is vandag se dae met al hierdie valse produkte wat ons koop, hierdie made in China's. Hy lyk so mooi soos die genuine part. Maar hy hou net so 2 keer. Ek koop vir my van die step drills. Ek weet nie of julle hom ken nie. Hy het so dun boortjie en step en word al hoe groter. Hou hoef jy nie soos 'n ou daai pilot gaatjie te boor en dan bietjie groter. Die boortjie doen sommer nou alles. En hy doen dit wraggies waar, maar net 1 keer. Dan sê hy klaar. Dan sê hy klaar, soos baie ouens in hulle lewe. 1 keer in die kerk en dan sê hy klaar. Dan sê hy moeg. Nou ek wil vandag vir jou sê, is maklik om die paar te lyk. Is 'n ander ding om die paar te wees. Ware toewyding kom wanneer jy alleen is. Wanneer jy dalk versoek word. En wanneer niemand jou sien nie. Paulus skryf op 'n plek, hy sê dis nie hy wat 'n Jood is, wat dit in die openbaar is, maar dis hy wat dit in die geheim kan wees. Ek wil hê jy moet weet dat God ken jou daar. Daai ou liedjie, sonnaskoolliedjie wat sê daar's 'n oog in die hemel wat jou sien. Daar's 'n Vader in die hemel, hy sien jou op die aarde. O, pas op, oogies wat jy sien en oortjies wat jy hoor en handjies en voetjies en alles, nê. Nou Josef is 'n mooi voorbeeld vir ons van iemand wat hy kon die weelde van Farao en almal daai tyd aanvaar het en hy kon nou gesê het, nee, dis reg, ek is nou hier, los my, ek is hier, en hy kon stil bly, hy kon net inblend, maar hy sê vir ons in Genesis 39:9 sê hy, hoe kan ek hierdie groot kwaad doen en sondig teen God? Hoe kan ek wil inblend met hulle wat nie van God is nie? Ek is geroep om uit te staan. Ek is nie geroep om in te blend met die wêreld nie. Ek vra vir julle, is u nog vandag bereid om uit te staan vir God of blend u maar in? Want ek is bang mense wil sien ek is te toegewys. Ooh, jy's te. Ek is te min voel ek. Ek voel ek wil nog bietjie te bykry. Ek wil vandag vir jou sê, jy kan nooit te toegewyd wees aan God nie. Want Christ is my everything. He is my all. Ek wil hê jy moet dit vanaand besef. Toewyding is wie jy is agter geslote deure. Dis waar ware toewyding na vore kom. Baie belangrike punt wat ek hier bygesit het is toewyding kos iets. Toewyding kos iets. Ek wil hê jy moet baie mooi hoor. Jesus het nooit goedkoop disippelskap beloof nie. Jesus het nooit goedkoop disippelskap beloof en dit gaan maklik wees, is lekker, kom saam met my en ek sê julle wys, jy sal geld hê en dit gaan goed gaan met jou nie, nêrens nie.
Hy sê Matteus 16 vers 24. Hy sê as iemand agter my aan wil kom, moet hy homself verloon en sy kruis opneem. Dan leef ek nie meer nie, maar Christus leef in my. Dis toewyding. Ek weet nie of u dit sien nie. Ek sien toewyding daar. Toewyding beteken jy sê nee vir jou vlees. Die twee groot honde wat fight in ons lewe. Dit beteken jy kies God bo gemak. Op 'n Woensdag aand sit jy nou hier, as wat jy nou voor 7de laan of 8ste laan of 9de laan kon sit, en vanaand kyk vir een of ander, seker nou al 'n nuwe baas, want ek weet nie of ou baas meer lewe nie. So, ek wil nou vir jou sê, ek wil vandag vir jou sê, dit is daai oomblik van toewyding, wat God bo die res kom. Jy hou aan, selfs wanneer dit moeilik is. Hou u nog aan wanneer dit moeilik is? Of kom ons op 'n plek wat party mense vir my sê, ja, maar die Here gaan dit nie van my verwag nie. Die Here verwag nie dit van my nie. Hy verwag nie ek moet ongemak deurgaan nie. Hy verwag nie, die Here sal wil hê dit moet net lekker met my gaan. Regtig? Jy vertel my nou 'n nuwe evangelie wat ek nog nie van gelees het nie. Nie eens 'n nuwe verdraaiings nie. My Jesus het gesê, neem jou kruis op en volg my. Verloor jouself sodat jy jouself kan wen. As jy jou verneder voor die kragtige hand van God, sal hy jou optel. Dis wat my Jesus my geleer het. Vandag se dae gaan dit hoe groot die mens is en hoe klein God is. Nou onthou nou hierdie vers, jy skryf dit neer, u met die notaboekies en penne. Wat jou niks kos nie, beteken gewoonlik net so min vir jou. Wat jou niks kos nie, beteken gewoonlik maar net so min vir jou. Dis vir hom, vir wie jy bereid is om 'n prys te betaal, wat die moeite werd is vir jou. As jy nie bereid is om 'n prys te betaal of 'n prys te koppel aan iets wat jy wil doen nie, dan wil ek vir jou sê, dan is dit nie iets wat die moeite werd is om dit voor te doen nie. En as daar nie 'n prys aan is, is dit omdat dit for free is for cheap, en is meeste van die tyd gee niemand om dit reg te hê nie. Maar iets wat kosbaar is ongelukkig iets wat 'n prys kos. Toewyding bring standvastigheid. Wanneer storms kom, ja, emosies val, mense verander, omstandighede skud jou, maar 'n toegewyde mens staan vas. Daar kom omstandighede, wie van ons het nie omstandighede nie, wie van ons kry nie probleme nie. Kinders bel my vanaand voor kerk, pa, ons is laat, want hier het 'n siel voor ons ingery en hulle het die karre het mekaar gestamp. Ek sê nou, hoe kwaai is dit? Is daar water wat uitkom? Nee, ons is seker kan ry. Ek sê, kan jy seker kan ry? Ek gaan vanaand my merk uitpolish. Maar vir hulle is dit 'n vreeslike saak. Dis die einde, die kar ry net op 3 wiele. Die omstandighede is kwaai. Hy mag gelukkig het 'n toewyding, want hy het gesê, hulle kry my by die kerk. Weet jy hoeveel mense sou dit as 'n goeie verskoning gehad het? Nee, ek gaan huis toe, pastoor, skus, ek was in 'n geweldige ongeluk. Elke neus loop en bly hulle weg by die kerk, maar hy gaan amper dodelik siek, op 'n rolstoel gaan hy werk toe, maar hy sal die kerk los vir elke nuus wat hy gee. Raak ontslaaf van jou verekussing dalk. Maar okay, lang storie kort te maak, ek wil vir jou sê, toewyding beteken ek gee myself ten volle vir God. Die mense het te laks geraak, hulle gee nie meer om God te dien nie. Dit het te maklik geraak. Ek het vir jou nou die dag die boodskap gebring van die rots. Hulle wat by die rots bly en in die rots bly, word nie deur die water meegesloer nie. Hulle word nie deur die tyd waarin ons beweeg, net weggedrywe, weg van God af nie. Onthou, jy moet verstaan dat die hoofstroom media, die sosiale media, die nuus, die Hollywood, die totale sosiale media buite en reklame daar buite met films en, is in die hand van Satan. Dis in die hand van die Antichrist. Is in die hand van die wêreldorde, sodat hulle ons wil vernietig om nie by God uit te kom nie. Daarom van al die gelowe wat daar is, en glo vir my, daar's duisende, is daar een wie se naam vervloek word in al die films die laaste tyd. Sy naam word in elke film genoem, maar nie in aanbidding nie, in vervloeking, en dis die naam Jesus Christus. In elke film.
Hulle leer ons kinders, hy is nie 'n God wat niks werd is. Hulle leer ons kinders, hy is 'n God wat niks werd is nie, hy kan nie eers fight vir homself nie. Ons kinders word groot, God moet maar gevloek word. Dis deel van 'n vloekwoord wat ons sê. Dis deel van 'n gesegde, dis ons praat. In Amerika, wat ongelukkig die mode aangeers is, die pas aangeers van die wêreld in 'n groot mate, is dit 'n algemene spreekwoord, dat elke ding wat jou pla, of wat jy skrik, sê, "Oh, Jesus Christ." En dan sit hulle vloekwoord by. En wat doen ons papbroekige, slap, gaai Christene? Ons support hulle. Ons gooi die gelde in, dat hulle ryker word, sodat hulle ons kinders beter kan infiltreer met valsheid. Hulle sê dit baie duidelik, en ek het dit al gesê. Hulle hele motief is om ons kinders te bring op 'n plek wat hulle net heel dag scroll en nie meer sosiaal verkeer nie. Wat doen ons almal se kinders? Wat doen ons self? Almal het sulke dik vingers. Dis die sterkste spier op meeste ouens se lywe. Vroeger was dit die tannie se tonge wat so lekker kon skinder. Nou is okay, maar in elk geval. Maar jy moet hulle sien, hoor. Ek moet eintlik 'n voorbeeld hier wys. Ek weet nou nie waar's Karike en sy leer seker of iets. Waar's Karike? Ja, sy's besig nou vir een of ander rede daarvoor. Maar ek wil nou vir jou sê, as ek nou Karike hier moet kry en vir julle wys hoe tik daai kind. Hey, my skoonsussie, my ex-skoonsussie, dit was toe my broer nou nog geleef het. Rest die soul, hy is ook nie meer daar nie. Sy was 'n Hooggeregshof tikster. Nou sy moes kon, dink ek, 45 of 54 woorde kan sy per minuut tik. Ek praat van sy kan tik, dit gaan so. Sy lyk soos 'n skilpad teen Karike. Karike vang hy vingers so, ek sê bang hy glasie gaan smelt. Ek sê vir haar, liewe hemel, wat maak, dit gaan nie so. Sy vang sommer al die vingers tussenin, dit lyk, nou kyk sy vir my. Ek wil nou vir jou sê, hulle tik daai ding so vinnig, ek in my lewe het nie gesien, ek kan nie so vinnig praat soos wat sy kan tikkie. Maar vra vir hulle 'n vraagie wat belangrik is, dan tik hulle baie stadig, hoor. Stadig, dan het die ywer bietjie opgehou. Soos ek altyd sê, hulle is baie fliks, hulle raak net vinnig moeg. Hy sê ons moet by die rots skuil. Die woord van Jesus sê Psalm 1 vers 3, hy is soos 'n boom geplant by waterstrome. Wanneer ons by Jesus bly, sal ons geplant bly en die wêreld sal ons nie meesleep met al sy gemors en al sy verslawings en al sy lelike gewoontetjies nie. Ek wil vir jou sê, dit is nie 'n slegte ding om anders te wees nie. Dis nie 'n slegte ding om uniek te wees nie. Dit is presies hoe God jou gemaak het en waarvoor hy jou geroep het. Staan uit. Om heiligmaking te wees en heilig te wees vir God beteken to be set aside. Dit beteken om uniek en eenkant afgesonder vir God te lewe. Is niets waar ek skaam kry nie. Toewyding trek God se teenwoordigheid nader. Ek begin klaarmaak met hom. Ek wil hê jy moet my mooi hoor vandag. God openbaar hom nie sommer net aan almal soos hy wil nie. Hy openbaar hom aan die wat hom soek. Hy sê Jeremia 29:13, hy sê, julle sal my soek en vind as julle na my vra met julle hele hart. Here, maar ek bid, dit voel ek bid teen die dak vas. Here, my gebede word nie geantwoord nie. Hier sê hy dit dan baie duidelik. Julle sal my soek en vind, dis die antwoord, as julle na my vra met julle hele hart. Toewyding, sê saam met my, toewyding. My hele hart is my toewyding aan God. Halwe toewyding bring halwe openbaring. Volle toewyding bring 'n volle deurbraak in Jesus naam. Toewyding is nie 'n gevoel nie, dis nie 'n seisoen nie. Dis nie 'n Sondag ding tot Maandag nie. Dis 'n lewenswyse. Dis 'n daaglikse lewe. Dis daaglikse keuses. Dis totale oorgawe wat ek aan God maak. Ek vra vir u. Baie mense sê 'n suksesvolle huwelik of verhouding is 50-50. Stellig nie, is 100-100. As jy nie alles gee nie,
vergeet daarvan. As jy nie van die begin af alles gee nie, dan is die prys vir jou nie moeite werd nie, moet dit dan nie doen nie. Nee, jy gee alles, net Juanet, tot jou pa se beursie. Jy gee alles. Dis toewyding. Ja, bid maar vir my. Amen. Nou ek wil vandag vir u sê, is u toegewyd? Of het u gewoon begin raak aan God? Weet jy hoekom begin huwelike swaar trek en vuur verloor? Omdat ons gewoond raak aan mekaar. Ek sê by geleentheid iets, julle mag dit nou nooit sê nie. En ek wil gou 'n bietjie skinder. My vrou hoor, maar sy hoor nie altyd nie. Gaan net gou op jou foon. So 'n paar wat dit nou snap, dan hoor hulle mos nie. By geleentheid toe kry ons so 'n intense moment of fellowship. Toe sê ek vir haar, jy voel nou vir my soos my sussie. Ek is ongelukkig ou wat net die waarheid sê. Julle dink dit, maar julle sê dit nie, julle is te bang. Het jy al op 'n plek gekom met jou lewensmaatjie vir jou voel, maar net soos 'n familielid, jy het die spaak verloor? Nee. Skud my julle koppe, moenie lieg nie. Selfs Jason skud al sy kop. Ek wil nou vir jou sê, hy mag nou nie kyk hoe kyk jy. Ek jok nie, joh, nee, dis net 'n grappie. Daai man het nou moeilikheid. Kom ek sê gou vir julle. Behou die spaak in die Here, anders raak jy God gewoond. Moet nooit vergeet wie God is en hoe goed hy is nie. Ek wil hê jy moet dit weet vandag. Dan 'n ander ding wat jy jouself moet vra, soek ek nog vir God of soek ek net sy hand van voorsiening? Waar is my kinders nou? Soek ek nog God of soek ek net wat ek kan kry by God? Ek dink baie van ons is skuldig aan daai een. Here, ek wil dit, en Here, ek wil dat, en Here, ek wil so, en Here, ons wil so. Eintlik sê jy vir die Here voor van die begin tot die einde, alles wat jy wil hê, en ek vra vir jou, soek jy God, of soek jy die hand van God se voorsiening? En dan natuurlik is jou hart volkome syne. God roep nie vandag perfekte mense nie. Hy roep toegewyde mense. Ek sluit met, ek wil hê jy moet baie mooi hoor vanaand hierdie woorde wat ek vir jy gaan sê, en ek sê dit profeties vanaand vir jy, en hy wat 'n oor het, en sy wat 'n oor het om te hoor wat die Gees van God sê, en jy sal kom getuig daarvan, hoor vanaand die woord van die Here. 'n Toegewyde hart is 'n altaar waarop God se vuur vir ewig sal brand. 'n Toegewyde hart is 'n altaar waarop God se vuur ewig sal brand. En as God se vuur brand, kom die vyand nie naby dit nie. Ek wil vanaand hê jy moet my baie mooi hoor, as jy toegewy is aan God, sal die vyand nie naby kom nie, want hy's bang vir 'n toegewyde kind van God. Want ek wil vir jou sê, dis salwingdraers. That's anointed and appointed people of God. Wanneer my hart toegewy is, en die altaar van God daarop is, en die vuur van God brand, daar's 'n vuur hier binne my, is dit 'n vuur wat verwoestend is vir die vyand daar buite. Is 'n vuur wat geen omstandighede sal kan blus nie. Is 'n blydskap wat niemand sal kan wegneem nie. Dis 'n heerlikheid. It's a joy unspeakable and full of glory. And the half has never yet been told. Amen. Kom ons gee die Here eer daarvoor. Amen. Prys sy soete naam. Ek sluit daarmee. Toegewy aan God. Kom u en ek wy ons toe aan God. Kom ons soek die Here met alles wat in ons is. Ons konferensie is voor die deur. Die Here wil kom ontmoet. Die Here gaan kom ontmoet. Die Here gaan kom seën, maar ons gaan ons toewyding moet opskerp. Amen. Kom ons skerp op in hierdie tyd. Kom ons kry onsself gereed en die Here sal die seën. Amen. Kom ons gee Here nog 'n eer. Amen.